Môre, prys die Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om in die huis van die Here te kan wees. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja, Hy is prys goed die en hy is Here. lofwaardig. Prys sy lieflike naam. En sy genade is altyd getrou. Halleluja. Prys die Here daarvoor. Goed, ek wil weer eens net begin om te sê vir elkeen wat saai in die werk van die Here. Prys die Here. Baie dankie. Die Here seën vir julle. Ja, Here. Ons is verskriklik dankbaar. Dit hou ons aan die gang. En ons weet die Here het ons nie hier geplant Amen. vir die of vir daai nie, maar om die waarheid van die evangelie, Jesus Christus en hom as gekruisigde uit te dra. Amen. Mense gevoelens maak nie saak nie. Yes. Jou opinie tel nie. Dit is God se woord Yes, en die Lord, waarheid thank you, Jesus. wat belangrik is. Halleluja, Halleluja, halleluja. prys die Here. Baie welkom aan elkeen vanoggend wat die tyd uitgekoop het, wat hier is om die naam van die Here aan te roep. Want glo my, ons elkeen het nodig om elke dag die naam van die Here aan te roep. Daar is sy. Goed, ek gaan gou deur die afkondigingsdraf. Ek glo julle is net so opgewonde soos ek om die naam van die Here groot te maak. Amen, prys die Here. Daar is sy. Goed, elke Sondagoggend 9:00 hier by Kruisstap familiegemeente eredienste. Nooi iemand, vra iemand om saam te kom. Weet, dit is dalk net die dag wat daar verskil in iemand se lewe kom. Moenie ophou om die uitnodigings uit te stuur nie. Halleluja. Woensdag aand het ons woordstudie, 7:00 ook hier by die gemeente. Kom leer saam met ons. En ook weet ons het soos verlede Woensdag net 'n bid hier gehou, net gebid vir die omstandighede, vir die land, vir mekaar. Ons het dit nodig. Amen. Ons het nodig om voor die Here te kom en uit te roep Amen. en sy naam Prys die aan te Here. roep. Halleluja. So as jy kan, kom by dit, woon dit by, skies knoop my tong. En dan Vrydag aande 7:00 ons jeugdienste. En daar ook, as daar 'n nood is, laat weet vir ons. Amen. En ons stel die kindertjies ook op. Prys die Here. Daar sê, ek wil dan net ons een verjaarsdag wat ek van weet hierdie week, die 28ste, my dogter Anja Bruce verjaar, so ons dink ook daar aan haar en ons dra op in die Here. En mag sy ook 'n wonderlike, geseënde dag hê. Baie geluk met u. Goed, ek glo, dan wil ek net herinner, Vrydag die 12de Desember het ons uitreik na die kinderhuis toe. Baie dankie. Dit was 'n oorweldigende Yes, Lord. respons gewees. Dit was, Halleluja. dit het Tannie Isabel, Jolanda, vir almal wat bygedra het, vir elkeen se insette. Ons is verskriklik dankbaar. Dit was 'n groot sukses gewees. En weet net die beplanning daarvan. En ons weet die dag gaan 'n wonderlike dag wees om 'n verskil te gaan maak in iemand se lewe. Om die boodskap van hoop te gaan uitdra. En dit is waaroor dit gaan. So baie dankie vir julle almal wat bygedra het, vir elke pakkie wat daar by mekaar gesit word, 'n geskenkpakkie vir die kindertjies. Amen. Dit Prys is, die Here. Halleluja. my hart is so bly as ek sien hoe die dinge so in plek val. Amen. Halleluja, baie dankie vir julle. En dan die 13de, is Saterdag by Soedoring, is ons afsluiting. Ek weet, dit gaan ook 'n geseënde dag wees. En daar kom ons by mekaar en ons verheerlik nog steeds die naam van die Here, want hy het dit alles vir ons moontlik gemaak. Amen. Prys sy heilige naam. Ek gaan vra die musiekspan vorentoe kom en laat ons staan en ons die naam van die Here groot maak. Halleluja. Amen, prys die Here. Kom ons staan saam. Halleluja. Het julle verwagting? Prys die Here vir sy goedheid en sy goedertierendheid. Kom ons maak die naam van die Here groot. Hy bly getrou. Halleluja. Amen. Is julle opgewonde om hier te wees? Prys die Here. Kom ons gee die Here lofoffer vanmôre. Halleluja. Waardig is hy om aanbid te word, om geëer te word. Prys sy lieflike en wonderlike naam. Die naam van Jesus. Ek is verlos deur die bloed van die Lam.
Net deur die kruis, net deur dit wat Jesus daar vir ons gedoen het, kan ons verlos wees. Verlos wees van die wêreld en die mens. Daar's 'n koortjie wat ook sê, maak my los, Here Jesus, maak my los van die wêreld en die mens en maak my vas aan u genade troon. Niks anders nie behalwe Christus Jesus en die werk wat hy daar gedoen het. En omdat hy in ons harte lewe, kan ons regtig waar sê, he is the King of Kings. Prys die Here. Halleluja, prys die Here. Koning Jesus, Koning Jesus. En omdat hy leef, halleluja, omdat hy jou koning is daar 'n blydskap in ons siel. Halleluja. En so kan ons uit volle bors en uit ons hele hart sing. There's a gladness in my soul today. Hallelujah, praise die Here. There's a gladness in my soul today. Hallelujah. Hy is meer as genoeg. Hy is meer as genoeg. Die antwoord tot elke probleem is Jesus Christus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Ons sê altyd Jesus is die bron en die enigste manier is wat hy vir ons gedoen het, die kruis. Om by Christus uit te kom, moet ons deur geloof daardie voltooide werk van Christus vashou. En daarom kan ons sê vanuit ons hart, he's more than enough.
Halleluja, prys sy lieflike naam. He's more than enough. Halleluja. Jy sal altyd soek en altyd soek, maar jy sal nooit vind nie, totdat jy Jesus gevind het. Hierdie hele lewe is 'n lewe wat hierdie wêreld vir ons inhou is leeg. En dit laat jou leeg. As jy gedink het die vrede en die vreugde en die blydskap is daar buite in hierdie wêreld te vind, het jy 'n groot fout gemaak. Want dit is net nederlaag, verwoesting. Maar ons vind Jesus Christus en dit is alleenlik deur ons geloof in wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Halleluja. I want to live The way He wants me to live, I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. I can never, ever outlove the Lord. I want to live The way He wants me to live, I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. I can never, ever outlove my Lord. I want To live the way He wants me to live, I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. I can never, ever outlove the Lord. Halleluja, prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om weer eens in sy teenwoordigheid te kan wees. Jolandi, kan julle vir ons weer sommer daai liedjie sing? Halleluja. Kom ons sing, He's more than enough. Kom ons speel en sing saam. Prys die Here. Hier is more than enough. Is hy werklik genoeg vir jou? He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, O God Almighty. Jesus is all than enough. Halleluja. Hemelse Vader, vanmôre kom ons hier vanmôre in U teenwoordigheid, Here, want waar 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U in ons midde. Here, U ken elkeen by die naam, Here, U ken elke haar op elke hoof. U ken elke gedagtes op hierdie oomblik. Vader, ek wil bid in die naam van Jesus. Here, mag U elke gedagte gevange hou, Here, tot die gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Here, mag elke hart, Here, in verwagte en in liefde, Here, tot U uitreik, Here. Here, tot dit wat U vir ons daar aan die kruis gedoen het, Here. Mag die woord wat uitgaan, Here, woorde van stigting en genade wees, my God. Here, mag dit woorde en lewe wees, Here, met
vertoning van gees en krag. En Here Jesus, mag ons hier uitstap, Here. Here, verander, Here, deur die wonderlike werk van Golgotha. Is my gebed in Jesus naam, bid ek dit. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Julle kan julle sitplekke neem. Prys die Here. Halleluja, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om vanmôre saam met julle in die huis van die Here te wees nie. Halleluja, dit is vir ons 'n groot voorreg, om hier te kan wees saam met julle. Halleluja, waar ons gekom het om die naam van die Here groot te maak, om gekom het, kyk, om Christus Jesus te dien, is 'n vrye wil. Ek is nie hier om vir jou te dwing om die Here te dien nie, maar ek kan vir jou sê, jy mis uit. Ek kan vir jou sê, jy mis uit. Soos Boetie Rudolf gesê het, en ons het genoem, is daar baie mense wat nie omgee aangaande dit, wat die Here vir ons gedoen het, wat nie glo nie, wat altyd iets soek om te bewys. Maar kom ek sê vir jou, die genoegsame bewys is 'n lewe verander deur die werk van Golgotha, deur die werk van Christus in jou hart en in jou lewe. Halleluja. He set me free. Halleluja. He break the change that holdeth me. He set me free. Halleluja. En ons kan daarin weet dat Jesus Christus is ons verlosser. Halleluja. Kom ek sê vir julle, in die oordeelsdag is daar 3 dinge wat teen jou gaan getuig. Die eerste een is die skepping. Want niemand kan sê, daar is nie 'n skepper nie. Want soos 'n skildery iemand het wat dit geskilder het, kan ons mooi kyk na die mens, kan ons mooi kyk na die natuur. Daar moet 'n meester brein agter al hierdie dinge wees. En 'n skepper bo alles wees, en sy naam is Jesus. Die tweede ding wat teen jou gaan getuig in die oordeelsdag is die evangelie. Want hoeveel keer hoor ons dat Jesus red? Hoeveel keer hoor ons dat Jesus nooi uit om te sê, al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit wit was soos wol. Geliefde boetie en sussie, Jesus Christus het die uitnodiging, elke keer gee hy dit. En daar is 'n keuse om dit aan te neem. Daar is 'n keuse om dit te kan aanvaar. En soveel mense stoot dit weg. En die derde wat teen jou gaan getuig, is jou gewete. Want as jou lewe nie getuig van Christus Jesus nie, ken jy hom nie. Is jy verlore op pad hel toe. Hierdie is die skrikkende waarheid vanmôre. Dat soveel mense gaan verlore en hulle maak hulle oë oop in die hel. Nie dat God jou hel toe stuur nie, hy stuur niemand hel toe nie, ons is alreeds op pad hel toe, want ons is gebore in sonde. Vir hierdie rede het Jesus Christus aarde toe gekom, sy eie lewe kom aflê, sodat ons die ewige lewe kan hê. En hoeveel mense neem dit aan vandag? Hoeveel mense is bereid om te sê, Here, ek is verkeerd. My lewe is nie volgens U nie. Hoeveel is daar vandag wat hier die boodskap van genade wegwys? Geliefde boetie en sussie, met hartseer in my oë, is daar soveel mense wat verlore gaan. En soos ons weet dat die weg nou is, en dieselfde weg wat nou is dieselfde pad wat net so nou bly soos wat jy ingekom het, so is dit ook wat jy elke dag moet wandel. So is dit wat jy elke dag moet wandel. Die poort is nou. Die Bybel sê, baie sal wil ingaan, maar hulle sal dit nie vind nie. Baie mense sal daar ingaan, maar hulle sal dit nie vind nie. Geliefde boetie en sussie, hel is geen grap nie. Kom ek sê vir jou vandag, baie gaan hulle lewe aan en sê, ag, weet jy wat, dis maar net hierdie lewe wat ek deurgaan. Ek sal regmaak wanneer my jong lewe verby is. Daar's baie jong kinders wat nie wakker word nie. Daar's baie jong mense wat nie hulle volgende dag sien nie.
En dan ken hulle nie die Here nie. Dan het hulle nie hulle lewe vir die Here gegee nie. En hulle lewe is nie reg gemaak nie. So geliefde boetie en sussie, jy daar op Facebook, ek ken jou nie, ek ken jou hart nie. Geliefdes, ons is nie hier om mense te oordeel nie. Want ek kan nie jou hart oordeel nie, ek weet nie. Maar God weet wat die hart en die bedoeling is van elke mens. En geliefdes, soos ons weet, die oordeel wat ons oordeel is die oordeel na die vrug. En die woord van die Here sê, kan 'n goeie boom slegte vrug voortbring? 'n goeie boom lewer goeie vrug en 'n slegte boom slegte vrug. 'n goeie boom kan nie slegte vrug bring nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrug bring nie. So sal jy hulle ken aan hulle vrugte. En geliefde boetie en sussie, daar's net een vrug wat God aanvaar en dis die vrug van die Gees. En geliefdes, my boodskap vanmôre is herstel by die koolvuur. Herstel by die koolvuur. Julle kan vir my julle Bybels blaai na Johannes 21 vers 1 en ons gaan lees tot en met vers 16. En ek vertrou dat die Here vir ons hierdie woord in ons hart sal kom stewig plant, sodat ons werklik waar sal kan uitgaan en sal kan weet dat dit wat God deur sy Gees vir ons vanmôre wil gee, jy dit elke dag in jou lewe sal onthou. Johannes 21 vers 1. En hierdie is na Jesus se kruisiging. Jesus is begrawe en hier is dit Christus wat aan sy disippels verskyn. Hy verskyn aan 7 van sy disippels. So dit word nie gesê waar die ander 4 was nie, maar hy het aan hulle verskyn en Johannes 21 vers 1 sê, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, dit is die see van Galilea, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas van Didymus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, die 2 ander van sy disippels. So geliefdes, as ons kyk na hierdie dinge, het hy weer aan sy disippels verskyn. Sien ons hierdie verskyning na sy opstanding, wys die getrouheid van Christus om homself te openbaar aan hulle wat hom so pas verlaat het. Geliefdes, ons moet onthou, daar was een wat by die kruis gestaan het, sy naam was Johannes. Ons weet waar Petrus homself bevind het. Hy het hom bevind by die vuur en daar het hy gesê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. En dit het hom diepe bedroef gehad in sy hart, omdat hy Christus Jesus verloon het. En geliefdes, hier is Jesus getrou en hy openbaar homself weer eens aan hulle. Al het hulle hom verloon, al het hulle weggestap, het hy teruggekom deur sy genade en homself aan hulle geopenbaar. Dit toon dat genade altyd die mens tegemoet kom, selfs wanneer hy faal. Geliefdes, genade is nie volgens jou vereiste en hoe jy genade kom alleenlik deur dit wat Jesus vir jou op Golgotha gedoen het. Genade is oopgemaak vir jou, wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het, geliefde boetie en sussie. 1 Johannes 21 vers 3, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou, en hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En ons sien, Petrus sê, ek het gaan visvang. Petrus keer weer terug na sy beroep. Dit wys hoe maklik 'n mens kan terugval na die dinge waarin jy voor jouself verstrengel het. Geliefde boetie en sussie, as die Here vir jou roep, dan roep hy vir jou om wat te doen, om hom te volg in geregtigheid. Maar daar sekere dinge, dis nie te sê jy moet jou werk los en jy moet dit doen nie. Ek praat hier in sigself dat mense se fokus het begin weggaan van Christus en wat hy gedoen het na enigiets anders te toe. So hulle het weer begin terugval in hulle ou gewoontes, terugval in hulle dinge, al lyk dit hoe goed, al lyk dit hoe reg. Maar hulle het weer teruggeval na die ou maniere. Maar Jesus laat toe dat hulle niks vang nie. Geliefde boetie en sussie, die Here dwing jou nie
om hom te volg nie. Maar as jy jou eie wederstrewige pad kies, en jy kies om jou eie pad te gaan die Here nie se seën nie daarop wees nie. Die Here se seën rus net op dit wat in Christus in geregtigheid gedoen is. Maar daar is soveel mense wat vandag meer fokus op eksterne dinge. Hoe my welstand lyk, hoe my dinge lyk, my bankbalans lyk, hoe ek lyk in my gemeenskap, hoe my werk en wat dit vir my kan offer en wat ek kan doen vir my gemeenskap en wat ek kan doen vir ander mense, geliefde boetie en sussie, wat jy vir ander mense kan doen is om Christus Jesus te leef, om regtig waar sy disipel te kan wees. Ons het laas keer gepraat oor disipelskap en die ernstigheid daarvan vir ek en vir jou se lewe, geliefde boetie en sussie. Mense het nodig om Jesus te sien en Jesus alleenlik kan in jou lewe geopenbaar word wanneer my geloof en vertroue geplaas is in dit wat hy gedoen het. Wanneer ek weet dat die enigste antwoord vir my is om na die Gees te lewe en dit is deur die kruis van ons Here Jesus Christus. 'n Kragtige herinnering dat selfpogings altyd misluk en dat alle vrug alleenlik slegs deur Christus Jesus alleen kom. Niks wat ek kan doen uit my eie goed wees gaan veroorsaak dat ek genade van God ontvang nie. Genade van God kom deur my geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. En dit is nie uit myself nie. Dit is 'n gawe van God. En waar baie mense hulle self in bevind, is dat hulle probeer God behaag deur enigiets anders te behalwe dit wat hom behaag. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Luister na hom. Kan ek vir jou vandag sê, daar is soveel min belang in mense se lewe om Jesus te ken. As jy gaan terugkyk wat die Here vir jou gedoen het, as jy gaan kyk waar die Here jou uitgehaal het, as jy gaan kyk wat het hy vir jou gedoen, is dit nie die moeite werd om hom lief te hê, om hom te volg nie. Is dit nie die moeite werd om te sê, Here, weet jy wat, ek maak daai keuse om U te volg nie. En geliefde boetie en sussie, hoor vir my vandag. Dis net die genade van die Here. Net die genade van die Here dat ons is wie ons is. Dis net die genade van die Here wie ons is, wie ons is. Jy het nie beheer oor jou hartklop nie. Jy het nie beheer oor jou asemhaal nie. Jy het nie beheer wat môre gebeur by jou werksplek nie. Jy het nie beheer wat gebeur môre met jou familie nie. Jy het nie beheer wat gebeur daaroor nie, maar kom ek sê vir jou wel, dit is alles in die Here se hande. Hy is oor alle dinge. 'n Kragtige herinnering dat selfpogings altyd misluk en dat alle vrug selfs slegs alleenlik deur Christus Jesus en hom as gekruisigde voortgebring word. In vers 4 lees ons, en toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jy weet, Jesus staan al reeds daar. Terwyl hulle in die donker van ongeloof en selfarbeid was, staan Jesus reeds daar by die oplossing. Hy is die oplossing. Hy wag en hy roep en hy lei. Maar een ding moet jy onthou, hy dwing nooit nie. Hy wag tot jy na hom toe kom. Vers 5 sê, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en jy sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van die visse was hulle nie meer in staat om dit uit te trek nie.
En hier vra Jesus, my kinders, het julle iets om te eet? Die Here begin met die eenvoudige vraag wat hulle mislukking eintlik openbaar. Hy doen dit nie om te veroordeel nie, maar wys dat hulle hom nodig het. Hulle het hom nodig om hierdie in opbrengs te bring. Hulle het hom nodig om dit wat aanvaarbaar is vir God, dit wat God alleenlik in ons kan bring, moet ons eie noodsaaklikheid van Christus en wat hy gedoen het aan die kruis besef. En ons sien daar, hulle gooi die net aan die regterkant uit. Op u woord sal ek dit doen. Gehoorsaamheid aan die woord van Christus bring resultaat wat menslike verwagtinge nooit kan produseer nie. Maar pastoor, ek kan nie daai een vergewe nie. Maar pastoor, ek kan nie oor hierdie struikelblok kom nie. Maar pastoor, ek kan nie, ek is vasgevang. Ek weet nie. Geliefdes, ek het goeie nuus vir jou. Dat die antwoord was al reeds daar, nog voor die probleem was. Want nog voor die grondlegging van die wêreld is Jesus Christus al vir ons gekruisig. Is hy, die lam, al geslag. En die antwoord vir elke probleem waarna jy soek is te vind in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Uit ons eie vaardighede en ons eie vlees kan dit nie goed produseer nie. Dit is 'n prentjie van seën, van geloof, die seën wat in die geloof rus deur die gehoorsaamheid en dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Dis wat versadiging bring. Hy wie honger en dors het na geregtigheid sal versadig word, sal gevul word met dit wat God vir ons het. In 'n oorvloed dat jy dit nie eens kon besef nie. Ek praat met die opsig van geestelike belange. Ek praat met die opsig van jou geestelike lewe. Dat ons probeer soveel keer in die vlees teruggaan na die ou werke en probeer om met die ou werke van godsdienst probeer ons die werk van Christus vervul, maar ons kan dit nie doen nie. Dis hoekom ons op die woord van die Here hierdie net op die ander kant uitgooi. Op die ouene van die dag is daar groot verskil tussen werke en genade, tussen wet en genade. Want dit wat hulle geleer het hoe om vis te vang, was gewees, hulle was ervare vissermanne, hulle was ervare manne gewees om te geweet het, dat wanneer ek in die aand vis vang, is dit wanneer ek die beste vis vang. En dit wat ek sien gebeur, is dit wanneer die beste gebeur. Maar hier is dit wat Jesus vir hom sê, en hulle het al hierdie ervarings gehad, dat hulle geweet het, Jesus Christus maak die storm stil. Hy is die een, wat 'n man is dit, wat selfs die storms om gehoorsaam, wat 'n mag het, hulle het hierdie dinge geaanskou, geliefde boetie en sussie. Selfs soos ek en jy hierdie dinge aanskou. Maar telke male bevind ons onsself, wat ons deur die vlees iets wil bewerk, wat glad nie eens in instemming is met God se woord, en met dit wat God vir ons wil gee nie. En dit is waar die Here ons wil bring, is om te besef dat, weet jy wat, sonder hom, sonder dit wat hy aan die kruis gedoen het, kan jy nie 'n goeie produsent wees van die vrug van geregtigheid nie, die vrug van die Gees in jou hart en in jou lewe nie. Daarop sê die disipel, die een wie Jesus lief gehad het, hier is Johannes. Kyk wie het eerste aanskou. Hy sê, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed, selfgeregtigheid. En hy was naak en werp homself in die see. Godsdiens en goed wat voortgebring word uit selfgeregtigheid, laat jou naak. Dis hoekom hy, Jesus Christus, aan die gemeente van Laodicea, aan die 7 gemeentes van Laodicea, sê hy daarso, julle is naak bevind. Hoekom is hulle naak bevind? Want die geregtigheid van Christus kom kort.
En op die einde van die dag het Petrus het agtergekom. En Petrus het homself in die see gewerp. Hy wou nie want die geregtigheid van God in Christus Jesus het daar deur Christus geskyn en dit het ontbloot sy eie ongeregtigheid. Sy eie naaktheid voor God die Vader. En hier was disippels wat saam met hom geloop het, saam met hom gewandel het. En hier sê Johannes, dit is die Here. Johannes herken hom eerste, want liefde en nabyheid aan Christus maak die geestelike oog skerp. Liefde en nabyheid maak die geestelike oog skerp. Wat beteken dit? Hy het die wat ver was naby gebring deur die bloed van sy kruis. Om naby aan die Here te beweeg is 'n hart wat vasgemaak is aan hierdie voltooide werk van Christus Jesus. En hier is dit Johannes, die eerste een, die een wat gestaan het by die kruis. Hy het alleen daar gestaan by die kruis van die disippels. Hy alleen. En hier sê die een wat hom lief gehad het, die eerste liefde, geliefdes, is by die voet van die kruis. 'n Hart wat vasgemaak is in daardie voltooide werk. En hy kon Christus sien en ervaar. Daar's soveel baie dinge wat jou gedagtes en jou self, jou eie vlees, veral as hy godsdienstig is, kan vir jou soveel dinge laat meedink, wat glad nie eens die wil van die Here is nie. So baie mense bring dinge van die Here in, en dan plak hulle Jesus sticker daar, dinge van die wêreld in, dan plak hulle Jesus sticker op daar, en dink hulle, God gaan dit aanvaar. Hy aanvaar niks van dit nie. Hy aanvaar net geloof in Christus en wat hy gedoen het aan die kruis, en daardeur kan ons die seën van God ervaar in ons harte en in ons lewens, kan ons die leiding van die Heilige Gees volg in ons harte en in ons binneste. Dis al wat dit kan doen. Want jy kan niks bied wat God kan aanvaar nie, want jou hande is vuil. Geliefde boetie en sussie, vanmôre is dit die geregtigheid van God in Christus Jesus, waardeur ons vir die Here behaaglik kan wees. Johannes 21 vers 8. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom en net met die visse gesleep. Want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. Hulle het geweet, dit is Christus Jesus, want hy het homself aan hulle openbaar. Nie uit hulle geregtigheid, of wat hulle gedink het, hulle moet doen, deur hulle ou maniere nie, maar deur dit wat hy gedoen het aan die kruis. En hier is dit iets indrukwekkends, die koolvuur, die vis en die brood. Jesus voorsien reeds wat hulle so hard probeer kry het. Die vuur herinner aan die vuur waar Petrus Jesus verloon het. Maar hierdie keer is dit 'n vuur van herstel, nie van skuld nie. Jesus roep vir ieder en elk van jou, kom eet. En wanneer hy roep om te kom eet, is dit die uitnodiging van die evangelie. Wanneer hy jou roep om te kom eet, om versadig te word, is dit sy liggaam wat vir jou gebreek word. Dit is hom wat jy van neem.
Hy nooi hulle om te geniet van sy voorsiening. Ek praat nie net van materiële voorsiening nie. Ek praat van 'n lewe, van blydskap, van oorwinning, van vreugde. Halleluja. Want geliefdes, dis net Christus wat ware vervulling kan bring. Dis net hy, en dit is alles deur ons geloof en vertroue in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Vers 13, en Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. En Jesus het die brood geneem. Hierdie handelinge herinner ons na die maaltye waar hy die brood breek, die vermenigvuldiging. Dit wat hy gedoen het vir hulle en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Dit is my bloed wat vir julle gestort is. En alles verwys weer terug na dit wat hy aan die kruis kom doen het. Dat dit jou sal bring in die ware vervulling van Christus Jesus in jou hart en in jou lewens. En dit is van toepassing vir my, van toepassing vir elkeen van ons in ons daaglikse lewe. Dat ons altyd sal onthou dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het is genoegsaam vir die gees en die vervulling van God in Christus Jesus. En deur my hart vas te maak daarin, sal die werk van die gees en genade my veroorsaak om wat te doen, die begeerlikhede van die wêreld te verloon en Christus Jesus te kan volg. Want as dit die vlees is en eie, kan jy nie Jesus volg nie, kan daar geen goeie opbrengs gebring word wat God kan aanvaar nie. Maar die opbrengs wat God kan aanvaar en wat die vervulling van Christus bring, is alleenlik deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En hier is die prentjie wat God vir ons wil skep in hierdie woord, is dat dit wat hy vir jou wil hê, is in Christus Jesus. En die manier hoe dit ontgin kan word, is deur my geloof en vertroue in wat hy gedoen het. Wat moes hulle erken? Hulle moes erken dat hulle gewoontes het, of hulle probeer sla het geval. Al het dit goed gelyk vir hulle, al was dit, al het hierdie op hulle uitwerkings, ons werk ons altyd dinge uit. 'n Mens werk altyd dinge uit. As hy so moet sit, dan moet hy so wees, of hy moet so wees, maar hy kan nie so wees of so wees nie. Of hier wees nie. Ons wil altyd 'n ding probeer uitwerk. Maar hierso het Christus vir hulle kom wys, dit gaan nie oor wat julle dink hoe julle die opbrengs gaan bring, en wat julle geleer het hoe julle die opbrengs gaan bring nie. Maar ek is die een wat die opbrengs bring. En kom jy dat ek vir jou kan gee van my. En wanneer ek jou gee van my, is dit waar jy vol kan wees van die seën. En jy sal sien wat hy vra toe vir Petrus, het jy my lief? Want ware liefde vir God en ware liefde vir jou medemens kom deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis wat die vervulling bring in jou hart en in jou lewe. En dis wat die vervulling wat ons nodig het in Christus Jesus. In vers 15 sê, toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Johannes 21 vers 17. En hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei.
Waar kan geestelike vervulling kom? Wat is die verantwoordelikheid van 'n kind van die Here? Wat is 'n verantwoordelikheid van 'n disipel van Christus Jesus? Wat is 'n verantwoordelikheid? Om die wat hulle hoor, die woorde te kan gee van Christus en hulle te bring waar hulle kan wy en dit geniet wat in Christus Jesus is. Oorwinning oor die vlees, die wêreld en die duiwel. En waar ons deur Christus Jesus versadig kan word deur die Heilige Gees. So dit is wat die eerste liefde in Christus doen. En dis hoe ons die Here moet volg. Voorwaar ek sê vir julle, toe jy honger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dis die vervolging wat daar vir Johannes so gekom het, aangaande die woord. Dis wat ek vandag vir jou sê, is dat die wat godsvrugtig in Christus wil lewe, sal vervolging in hierdie lewe kry. Maar dit wat Jesus vir jou bied, daai vervulling in jou hart en in jou lewe, dit wat jy van hom kry, is genoeg om vir jou deur te dra, en is genoeg om vir jou te help, om hierdie toetse en hierdie versoekings en al hierdie dinge te deurstaan. Vers 15 sê, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Jesus gebruik die woord agape, 'n goddelike liefde. Hy bring Petrus terug na die bron van sy roeping. Hy bring vir Petrus terug na die bron van sy roeping. Hoekom is ek en jy hier? Hoekom is ek en jy gered? Hoekom het die Here ons nuwe skepsels in Christus Jesus gemaak? Hy het jou gered, want hy het iemand anders in gedagte gehad. En hy bring hom weer terug na die goddelike liefde wat daar te vind is in Christus Jesus. Hy bring hom terug na dit waar sy ware roeping lê. My roeping kan vervul word alleenlik wanneer ek myself neerlê in geloof en vertrou in dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Dis wanneer dit kan gebeur. En dis waar Jesus hom heen terugbring. En hy bring Petrus terug na die bron van sy roeping. Die bron is Christus Jesus. En die manier is dit wat hy gedoen het aan die kruis. Petrus antwoord met 'n falio, 'n broederlike liefde. Dit wys sy nederigheid. Hy spog nie meer nie. Hy het geleer dat sy eie krag nie genoeg is nie. Die oomblik wanneer ons nie ons noodsaaklikheid sien van Christus en wat hy gedoen het nie, is die oomblik waar ons begin wegbeweeg van ons eerste liefde. Dis die oomblik wanneer ons verval van die genade, is wanneer ons nie daai noodsaaklikheid en daai liefde aankweek vir die waarheid van Christus en wat hy gedoen het. Ek praat van 'n elke dag se lewe saam met die Here. Want anders sal jy uit jou eie krag. Ek praat met kinders van jy, sal jy uit jou eie krag probeer dinge doen. En dit is wat die Here my laas ook gewys het. Hy het vir my gesê, daar is soveel dinge wat jy sal sien, wat nie van my was nie. Wat jy gedink het, jy het in my naam gedoen. Of jy het hierdie dinge gedoen, en dan was dit na die vlees, en dan kom jy vinnig agter, dat dit het nie opbrengs gebring nie, en dit het eintlik jou leeg gelaat, in plaas van jou volgemaak. Dis presies wat die Here vanmôre vir ek en vir jou wil sê, is dat ons moet terugkom na ons eerste liefde. Ons moet die hart en geloof in vertroue vasmaak in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Sodat ons weer kan terugkom by die ware bron van vervulling, en dit is in Christus Jesus. Dat ons sal weet, die wat ons uitreik na buite, en dit wat ons self ervaar in ons geestelike lewe. En geliefdes, hier het ons gesien, dat hy het uitgedeel, hy het vermeerder, en hy het gebreek, en hy het gegee. Kom ek sê vir jou, you cannot give someone you don't have. You cannot give someone you yourself do not have.
And if I don't give you Jesus, I have given you nothing at all. As ek nie vir jou Jesus gee nie, het ek jou niks gegee nie. Ek kan vir jou reëls en regulasies en hierdie dinge leer, en hoe om mooi te sit, om hierdie dinge te doen. Hey, die Here soek jou hart, meneer en mevrou. Die Here soek jou hart, meneer en mevrou. Seun en dogter. Hy soek jou hart. Kan ek weer eens vir jou nog iets sê, dat die Here stel meer belang in jou, as wat hy belang stel in wat jy vir hom doen. Hy stel meer belang in jou, want as hy jou het, dan kan hy sy gang gaan in jou hart en in jou lewe, dan sal die werk 170 meervoudig wees, as wat hy ooit in jou lewe sou kan besef het. Want die salwing en die teenwoordigheid en die guns van die Here sal rus op jou lewe as jou hart vasgemaak is in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, want jy het weer teruggekom na die bron van die ware vervulling. Jy het teruggekom na die plek waar Christus Jesus, halleluja, weer eens halleluja, die werk kan doen. So 'n paar dinge, selfkrag bring altyd leegheid. Weet jy wat is die valste ding wat daar onder die son is Facebook. Jy gee vir my mooi fotootjies van hoe jy smile, jy gee vir my mooi fotootjies van hoe mooi jy sit, van jou perfekte gesinslewe, jy gee vir my 'n mooi prentjie, hoe lyk dit om saam met vriende te gaan suip, jy sê vir my 'n mooi prentjie, hoe lukkig en gelukkig jy is in jou lewe. Ek wil vir jou nou sê, jy's nie gelukkig nie, jou lewe is besig om uitmekaar uit te val, en die Here sê, kom terug na my toe, ek het jou geroep. Facebook sê vir my niks nie. 'n Smile sê vir my niks nie. Wat gaan jy binne in jou hart aan? Want as ek nie eens my vrou kan lief hê nie, hoe kan my gebede beantwoord word? God antwoord nie eens jou gebede as jy jou vrou nie reg hanteer nie. Ek het skrif daarvoor. En hoe gaan ek my vrou reg hanteer? Ek gaan my lewe neerlê, want ek is die hoof van die huis. En ek is onderdanig aan die hoof wat oor my aangestel is, dis Christus Jesus. As ek myself nie kan onderwerp onder die kragtige hand van God nie, dan gaan ek nie vir die Here kan lewe nie. My lewe gaan uit mekaar uitval, geliefde boetie en sussie. Jesus ontmoet ons. Al het ons misluk. Hy herstel ons in liefde. Kyk wat sou godsdiens gedoen het. Hulle het die vis gevang nie. Wat sou hulle gesê het? Dis my hele probleem. Maar hier so Jesus gesien, hulle het die vis gevang nie. Maar hy het nog steeds wat? Hulle het gemisluk deur hulle eie dinge te volg, in plaas om van op hom te vertrou. En Jesus se genade was groot om te sê, kom, hier is vir julle, gooi julle net aan die ander kant uit, doen dit my manier, en as jy dit my manier doen, sal daar meer as genoeg wees. As jy dit my manier doen, sal jy soveel meer kan besef, geliefde boetie en sussie. Gaan kyk bietjie wat daar in die einde van Johannes, daar is nie eens 'n boek in hierdie wêreld wat geskrywe is, om te sien wat die Jesus Christus al gedoen het nie. Hy het soveel meer gedoen. Want hy werk elke sekond, elke manier, alles uit tot eer en verheerliking van God se naam. En ons moet inkom in daai wonderbaarlike werking van God wat in Christus te kry is. Die kruis is die bron van elke seën en voorsiening. Klaar. If you don't come by the way of the cross, you will leave empty-handed. You come empty-handed, and you leave full of the Holy Spirit, full of the blessings that's in God. Jy kom
deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Christus roep elke gelowige terug. Na wat? Na ware verhouding met hom. Nie prestasies nie. Nie prestasies nie. God soek nie prestasies nie. God soek nie prestasies nie, hy soek jou hart in geloof met hom. Genade is nie net vergifnis nie, maar genade is ook herstel tot 'n regte verhouding. En dis genade wat alleenlik kom deur Christus en wat hy gedoen het aan die kruis. Kom ons staan saam, geliefdes. As ons kyk na ons eie lewe en ons kyk na wat hierdie woord van die Here vir ek en vir jou uitlig, is soveel rykdom om te kan besef dat dit wat God vir ons in Christus Jesus het, is dit wat ek en jy elke dag moet leef. Elke dag moet ons binne in hierdie wonderlike waarheid van Christus leef. Maar alleenlik hoe dit gedoen kan word, is wanneer ek myself verloon. Dis wanneer ek my eie idees en my eie programme, al lyk dit hoe goed deur 'n menslike bewerking, al lyk dit hoe goed vir jou, volgens wat jy geleer is. God werk nie volgens menslike dinge nie. Want menslike wysheid is vir God dwaasheid. Maar wat by die mens wys is by God dwaas, en wat by die mens dwaas is by God wys. En hy die dwaasheid van die prediking gekies om die wat glo te red. Daarom is dit altyd dwaasheid vir mense wat verlore gaan. Die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir mense wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En mag die Here vir ons terugbring na 'n verhouding met hom. En mag hy homself openbaar en dit wat hy vir ons het gee. En hy gee van homself vir jou. Maar hy kan hom net van homself vir jou gee as dit is deur die manier hoe God dit vir ons gee. En dit is sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dis deur die woord te lees in die konteks van die kruis. Deur te geloof, jou geloof en vertroue vas te maak in dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. En ons moet besef, regtig, geliefdes, ons het 'n vlees, daar's 'n sondige natuur, daar is dinge van die wêreld wat jy wil wegsleep van Christus Jesus af. En as jy nie jou hart in gehoorsaamheid gaan vasmaak nie, dan gaan dit jou wegsleep. En voor jy jou kon kry, het jy al weggeglip weer terug in die dinge waarheen jy besig was mee. Maar Jesus wil die herstel bring. En mag die koelvuur van sy geregtigheid nie net jou mislukking openbaar nie, maar mag dit dan ook Christus Jesus openbaar en die antwoord wees tot jou. Dis hoekom ek sê, die kruis, wat doen hy? Hy slaan die hart en hy maak oop en hy wys vir jou wie jy werklik is. Jy is 'n sondaar wat moet wat doen? Tot bekering kom. Jy is iemand wat Christus nodig het. Kom ons bid saam, terwyl elke hoof gebuig is en elke hoof gesluig is, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil U loof en ons wil U prys, Here. Ons wil vir U baie dankie sê, Here, vir U teenwoordigheid vanmôre. Here, ons het hierdie woord gehoor, Here, vanmôre. Here, dat U die een is wat die ware vervulling bring. Here, dat U die een is, Here, wat vir ons kan doen ver bo wat ons kan bid en of besef. Here, maar daar is iets wat ons moet onthou. Is dat dit het gekom alleenlik deur dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het, Here. Here, die brood kan alleenlik gebreek word, Here. Dis U liggaam wat vir ons gebreek is, Here. Dis U wat vir ons daai wonderlike werk kom doen het op Golgotha, Here. Want deur die wonde het daar vir ons genesing gekom, Here. Geestelike genesing, Here.
Here, U het vrylating gebring vir die wat in gevangen is, Here. U het gesig tot die blinde gebring, sodat hulle kan begin geestelik kan sien en begryp wie Jesus is, dat hulle kan smaak wie Jesus is, dat hulle hierdie eerste liefde weer kan ervaar in hulle binneste en in hulle lewens, Here. Mag U dit doen, soos U dit doen alleenlik deur daardie geloof. Is my gebed in Jesus naam. Herstel, Here, families, herstel gesinne, bring elkeen weer op die plek, Here, waar hulle werklik waar kan sê, ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. Ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. En mag ons tot daai besef kom, meer en meer, Here. Vader, vir die wat daar op Facebook is, Here, die wat die woord gehoor het, Here, hier, Here, teenwoordig, U ken, U weet, wie is gered en wie is nie gered nie. Here, U weet, Here, U ken elke hart, my Here. Vader, ek wil bid, deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees, dat U die oortuiging sal bring tot elke hart vanmôre. Here, mag U daai woorde tot die voete plaas, sodat dit in 'n wandel kan word, en nie net 'n gedagte nie, is my gebed in Jesus naam. Here, dis net deur ons geloof, en dit wat U aan die kruis gedoen het, 'n hart wat vasgemaak is, in daardie voltooide werk, wat kan veroorsaak, dat ons in hierdie geregtigheid kan beweeg, want die woord sê, hy wie agter my wil aankom, Here, dit beteken ons volg U, die wil agter my wil aankom, moet homself verloon, sy eie poging, sy eie manier, sy eie ding van Christus, alles wat van myself is, moet verloon word, my kruis opneem, ons moet kyk na dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en ons moet U volg. Here, mag dit ons daaglikse geloofsuitreiking wees, in dit wat U gedoen het aan die kruis, in Jesus se naam, amen en amen. Amen, ons gaan nog 'n liedjie saam sing, en dan voor julle vandag, mag die Here vir julle seën. Wat en ek sê ons vir laaste. Daar is verlange in my hart. Nee. Daar is verlange in my hart na Jesus. Halleluja. Daar is 'n verlange in my hart om hom te sien. Die disippels het hom gesien. Daar is verlange in my hart na Jesus. Daar is verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld verset moet, vir die sware stryd en soeg. Daar is verlange in my hart na hom. Daar is verlange in my hart na Jesus. Daar is verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld verset moet, vir die sware stryd en soeg. Daar is verlange in my hart na hom. Daar is verlange in my hart na Jesus. Daar is verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld verset moet, vir die sware stryd en soeg. Daar is verlange in my hart na hom. Halleluja, prys die Here. Amen, gaan in die vrede van die Here, hou julle geloof geanker in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ek is lief vir julle, en ons vertrou dat ons julle sommer elke Sondag sal sien, prys die Here.